Hoe voel jy of wat maak jy wanneer jy vriendskappe of verhoudings, kennisse, mense rondom jou het wat jy altyd die minste moet wees? Wat jy altyd die verhouding, die vriendskap kom net van jou af eintlik. Jy voel as dit nie vir jou was nie, sou hier nie 'n vriendskap gewees het of jy moet altyd die kortste draadjie trek. En lank het ek vir my kinders geleer dat as 'n maatjie lelik is met jou, dan draai jy om en dan loop jy weg. En toe besef ek dat as 'n maatjie lelik is met jou, as iemand lelik is met jou, mense, kollegas lelik is met jou, dis nie genoeg om net stil te bly nie. Dis nie genoeg om te draai en weg te loop nie. Wat die Here vir ons vra is om die lig te wees. In Jesaja 49 vers 6 staan daar, ek maak jou die lig vir die nasies. Om die lig in ons dryf uit die donkerte. So dit is nie net genoeg om net stil te bly nie, maar om in liefde te reageer. Om in goedheid te reageer. Om te voel dat, ag, ek moet altyd die minste wees. Rejoice in dit. Liewe Jesus het gesê, hy het nie sy mense, die mense wat hom verraai het hy nie net omgedraai en weggeloop nie. Hy het hulle nooit verlaat nie. Hy het nie omgedraai en hulle weggeloop nie. Hy het gegaan, gekniel, hulle voete gewas en liefde getoon teenoor hulle. So kom die son nou in. 'n lekker bewolk daggie. So dit is wat die Here vir ons vra, om die lig in ons dryf uit die donkerte. Hy het gesê, gaan wees 'n lig vir die nasies. Dis nie net genoeg om nie lelik te wees terug nie, maar ook om dan in liefde te reageer, om aan te hou met daai vriendskappe, om aan te hou jou deel te doen, want dit is wie jy is. Ek sê altyd, jy kan nie dat mense jou aksies bepaal nie. Met ander woorde, jy is lelik en dis dalk wie jy is in hierdie seisoen of in hierdie dag, maar dit is nie wie ek is nie. Liewe Jesus kweek koninkryk principles in ons elkeen. So gesindhede, waardes van die koninkryk van God word gekweek in ons. En so het ons elke dag die keuse, gaan ons doen wat ander doen of gaan ons doen wie God gemaak het vir ons om te wees? Gaan ek reageer deur die wêreld of gaan ek reageer deur wie ek is? So in 1 Samuel 24 vers 10 is so 'n mooi vers om te lees, van hierso is dit nou al lank wat Saul besig is om vir Dawid te kan ek nou sê, hy wil hom doodmaak, want hy is geïntimideer deur Dawid, hy wil hê Dawid moet doodgaan, want hy is bang Dawid gaan nou koning word. En hier in 'n grot, toe slaap Saul, en hier in die grot het Dawid die geleentheid gehad om hom dood te maak. So ons lees in vers 10, Dawid sê toe vir Saul, waarom luister u na die praatjies van mense, wat sê Dawid soek u ondergang? Want mense praat en ons luister baie keer wat mense sê. U sien vandag met u eie oë dat die Here u nou in die grot in my hand gegee het. So daar kon hy net daar vir Saul doodgemaak het en hy kon koning geword het net daar. Maar dit was nie op God se tyd nie, dis nie God se manier nie, dis nie koninkryk principles om te gaan in wraak nie. So ja, hy kon gedoen het wat Saul gedoen het, maar hy het nie. Hy het gekies om te wys dat wie hy regtig is, wie God hom gemaak het om te wees. So ons doen nie wat ander doen nie, ons doen wat God vir ons vra om te doen. So, hoekom moet ek die ekstra myl loop, die minste wees? Want dit is wie ons is. Jy is 'n kind van Jesus, 'n lig vir die nasies. Lig dryf uit die donkerte. So kies om mooi te praat wanneer ander lelik praat. Kies om mooi te praat. Die gawes wat God binne in jou gesit het. Dit is nie gawes vir jouself nie. Dit is gawes vir die wêreld, sodat die wêreld kan vrugte pluk vir wie God jou gemaak het, om sy werk te doen deur jou. Wees 'n lig vir die nasies. Wees goed waar daar sleg is. Jou ander mense se aksies hoef nie jou aksies te bepaal nie. Gaan uit en wees lief vir mense, want die liefde gaan die donkerte uitdryf. Okay, julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.